Here, baie dankie vir die groot voorreg om vanaand weer so saam te mag wees. En baie dankie dat U vir ons deur hierdie dag aan die hande toegevou het en dat U ons gedra het en toe ons wou val, dat U ons vasgehou. En dankie vir 'n pragtige dag en al U liefde en U goedheid. U is inderdaad die God wat goed is. Die God wat ons nooit in die steek laat nie, en ons loof en ons dank U daarvoor. Dankie ook dat ons weer vanaand in die naam van Jesus Christus die bose kan verbied om enige invloed hier te hê, om weerstaan dat hy sal wegvlug. Ons dankie dat ons dit mag doen en mag weet, Gees van God, dat U met ons sal praat. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader in Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. So, die saksofoon wat daar gespeel word is ou Willem. Hy is in 2021 dood aan die COVID. Hy kon 7 instrumente speel. Ongelooflike mens. En ek het so gelag vir hom, hy sê eendag van my, jong, ek wens ek kan trompet speel. Ek sê van, dis 'n maklike ding om te speel, want jy moet net wind in jou longe en jou lippe moet jy net lekker sterk kry. Maar daai saksofoon, ek het hom probeer, ek kry hom om te bewe, maar ek kry nie 'n melodie uit te my, is te ingewikkeld. Maar ja, dit vat my ver terug. Ons gaan vanaand saam lees uit 1 Korintiërs 8 en Romeine 15 vers 14. Ons tema is trots teenoor liefde. Jy het hom daarop, nee. Dankie, ek gaan nou hierdie ding neersit voor ek 'n smash maak, alright. 1 Korintiërs 8 vers 1. Paulus praat met die gemeente van Korinthe waar hulle vrae het oor. Onthou nou, daar was baie afgoderry in daai tyd in hulle omgewing, en hulle het afgode gedien, soos vandag nog die moslems, die hindoes, die boeddhiste, en hulle het vleis geoffer en geëer, en dis halal, en dis, ek weet nie wat se allerhande goede nie. En toe praat hy nou met hulle daaroor hierson, maar ek gaan net die eerste 2 verse lees. En want ek wil graag uit dit en uit Romeine 15 uit vanaand met julle praat oor trots teenoor liefde. Hy sê, en nou julle vraag oor vleis wat aan 'n afgod geoffer is. Ons weet dat ons almal kennis het. En dit gaan hier oor kennis maak verwaand, maar liefde bou. As iemand meen hy of sy het kennis van iets, het hy of sy nog nie die kennis wat 'n mens behoort te hê nie. Maar as iemand God liefhet, ken God hom. Dis nogals groot woorde wat hy daar sê. Ek vra baie keer vir mense, dink jy Jesus ken jou? Daar's net een manier om te weet, en dit is as jy die Here Jesus in jou lewe innooi, dan kom sy Gees en hy gee jou onbeskryflike vrede in jou binnekant. Romeine 15 vers 14 sê hy, my broers en susters, ek is self maar al te bewus dat julle vol goeie hoedanighede is en omvattende kennis besit en dat julle mekaar self op julle regte weg kan help. En dan sê in vers 15, toch is ek in my brief plek nogal uitgesproke. Dit was maar om julle aan die een of ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorreg gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidene nasies te werk. Nou, ons is nou daarom nie heidene nie, ons het Jesus almal aangeneem, hopelik, ek ken nie almal nie so. Maar daar's baie heidene onder ons Afrikaners ook wat glad nie die Here ken nie en hom wil ken nie. Jy kan hulle lees. Ek onthou daar's die ouens wat hier in die Vrystaat is, daar in Bloemfontein, elke keer reageer hulle op 'n ou wat 'n geestelike brief skryf. Jy mag hom nie skryf nie, maar hy mag sy nonsens skryf.
Nou, ek dink terug aan die geleentheid wat 'n ouer leraar, 'n predikant by geleentheid vir 'n jong student wat gestudeer het vir 'n predikant, vir hom gevra het hoe hy vorder met die bestudering van die Bybel. En sy antwoord was dat hy nie regtig tyd daaraan bestee nie. Hy swat vir 'n predikant, maar hy bestee nie tyd daaraan nie, om die Bybel te leer ken nie, en te bestudeer nie. Want, het hy gesê, hy vertrou dat wanneer hy eendag moet begin preek, sal God vir hom die woorde gee wat hy moet sê. Nou, hierdie ou dominee het natuurlik al 'n bietjie ervaring gehad. Dat dit meeste van die tyd nie regtig gebeur nie. Jy kan sommer hoor of hy voorberei het of nie. So, toe antwoord die ouer dominee om, en hy sê, hy sal jou mond verseker vul met die oostewind. En dit haal hy eintlik uit Genesis 41 vers 6 aan, waar die Farao gedroom het oor die 7 dikare en die 7 maarare, en daar het 'n oostewind opgekom en die hele lot van hulle verbrand en verteer. En die mares het ons die vetes geëet en toe die wind hulle doodgemaak. So wat hy wil impliseer die dominee, ou dominee, is dat jy gaan net gebrand word in jou mond. Jy gaan nêrens kom nie. Nou, ek dink dalk wou die jong student die waarskuwing hier in 1 Korintiërs 8 vers 1 vir my, miskien, jy weet, kennis maak jou verwant. En dis natuurlik ook waar. 'n Mens kry baie met mense, Frank Sinatra het gesê, I did it my way, and that's the only way. Nee. Die vraag is of alle kennis verkeerd is, en 'n mens sal opblaas, hoogmoedig maak, en natuurlik is dit nie alle kennis doen dit nie. As 'n mens besig is om te studeer en kennis op te bou, dan is dit nie om vir jou meer wonderlik te laat lyk nie. Dis om vir jou in te lig en jou miskien vorentoe te gebruik om ander te leer. Die Bybel sê tog baie duidelik dat om kennis te doen, op te doen, iets is om te begeer. As 'n mens gaan kyk in Spreuke 1 vers 4, dan sê die skrywer baie duidelik, ja, ou wat kennis najaag, is 'n wonderlike ding wat hy doen. En in Johannes 8 vers 32 sê Johannes, sê hy, die waarheid, kennis, die waarheid maak jou vry. Ons het 'n spreek in Afrikaans, onthou julle hom wat sê die waarheid maak seer. Dis 'n bietjie 'n verdraaiing deur die duiwel. Want in vers 36 staan daar, die waarheid is Jesus Christus. So jy moet die Bybel bestudeer om Jesus Christus, God die Vader, die Heilige Gees, beter te leer ken. Sodat jy onder leiding van die Heilige Gees meer en meer soos Jesus kan lyk. Ek het dit al, julle sal hoor ek sê dit baie, want ek sukkel self maar baie daarmee, om die pad mooi te loop. Dit is egter wanneer gespog word met kennis en 'n mens arrogant raak daaroor, dit tot hoogmoed kan lei. En God sê in sy woord, hy haat hoogmoedigers, mense wat verwaand is, haat hy. Daar is in Spreuke 3 vers 24 en 8 vers 13 en 16 vers 12, is 3 plekke. Jakobus 4 vers 6 sê die Here, hy sal ouens wat hoogmoedig is tot 'n val bring. So mens moet baie mooi kyk hoe jy oorkom na mense toe. As jy baie kennis het, is dit wonderlik. Ek dink, onthou altyd hoe Dr. Willie Maree, miskien is daar van julle wat hom sal onthou, wat so min of meer my ouderom is. Dis die enigste ou wat ek in my lewe ontmoet het, en hy het nogal, toe ek in Linwood Rif gemeente was in Pretoria, het hy daar as afgetrede dominee in 'n woordstel gebly. So ek het nogal baie by hom Willie gekom. Maar is die enigste ou wat ek geken het, wat die hele Bybel in die ou vertaling en die nuwe vertaling, verbaal van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 se laaste vers vir jou kon gelees het. Dit was ongelooflik. Jy kan hom enige vers vra, dan kom hy net so uit.
So ek weet nie of hy fotografiese brein gehad het nie. Dit is baie gevoel ek het glad nie 'n brein nie, jy weet, as jy by hom sit. Maar 'n wonderlike mens. So, dit is belangrik, dis hoekom ek vir julle gesê het, aan die einde van die jaar, as Here wil spaar, gaan ek daai rooster beskikbaar stel, dat 'n ou van die 1 Januarie af 2027 kan begin lees. En jy gaan nooit ophou nie. Ek het tot 2017 het ek die Bybel 7 keer deurgelees gehad op die manier. En elke keer het ek iets nuuts raak gelees en dan het ek gedink, jong, jy het dan swak gelees laas keer. Maar ek het geleer, die Here openbaar vir jou goede as jy gereed is om dit te kry. Toe van 2017, nou wil ek dit met julle deel, dis nogal vir my 'n groot mylpaal dat ek dit reg gekry het. Toe begin ek by Genesis 1 en ek lees hom. Jong, en ek is daar deur Levitikus en ek is deur Numeri en ek het dit oorleef. En ek het die 23ste Oktober verlede jaar, het ek die laaste vers in Openbaring 22 gelees. So dit het by amper 8 jaar gevat om deur te gaan, want ek het net stukkies gelees en dat ek bietjie gaan kyk wat beteken dit, wat probeer hy sê. Dis ook nogal 'n uitdaging. En hier en daar het ek geskiep, jy weet, dan wil jy vroeg opstaan en as ons nog hier by koffies kom takseer, dan staan jy al 5 uur op en jy 6 uur in die pad en jy ry hulle jy 8:30 is, dan kom jy hier as die stroopers diesel gevries. Dan moet jy sit tot 10:30 voor ons kan staart. Dit so. Maar dit is 'n wonderlike ervaring. So, direk na die waarskuwing wat Paulus daar gee in Romeine, in Korintiërs, sê hy, liefde bou op. Verwaandheid breek af. Liefde bou op. En ons kyk hierdie week 'n bietjie na die liefde wat God vir ons het, die agape liefde, en die wonderlike daarvan is, as hy jou opbou, maak hy jou in jou geestelike lewe, gee hy jou tyer spiere. Hy maak jou sterker in jou geloof. En terwyl teenoor hoogmoed, teenoor trots, lelike trots, wat jou vernietig. Ek dink dit is fantasties. Ek is baie trots op van my kinders op wat hulle bereik het in die lewe ten spyte van my, jy weet. Kyk, 'n dominee se kind het 'n vreeslike lewe. Want hulle verwag mos jy moet alles perfek doen. En dan doen jou pa dit nou nie eers perfek nie. Maar hulle kan doen net wat hulle wil. Maar jy mag niks verkeerd doen nie. So, my kinders het nou al baie keer swaar gekry, maar hulle het almal redelik veilig aan die kant uitgekom. So, onthou net dit, dat as jy, hoe meer jy, wil ek amper sê, verdrink in die liefde van God, hoe makliker word dit vir jou om met ander mense die evangelie te deel, want hy dryf jou, dat jy gaan, jy ontwikkel hierdie ding in jou binnekant, dat jou, God sê in 2 Petrus 3 vers 8 en 9, sê hy, ek wil nie hê dat enige iemand moet verlore gaan nie, want ek het almal geskep, maar mense kies om my te verwerp, en hulle te laat mislei deur Allah en Boeddha, wat is hy, Mohammed en Boeddha en wat nog. So dis 'n keuse wat jy maak. Ek sê baie, en dit sal julle vorentoe nog hoor, sê ek 2 goede, ek sê keuses het konsekwensies. Keuses bepaal koers. So elke besluit wat jy neem, en julle jong mense moet luister, hoor, want ek moet gewoonlik met die wrakke werk, wat stupid keuses gemaak het. Dis hoekom ek so grys is. En dan, as jy met hulle praat, en jy kan hulle uiteindelik help, en besef, maar ek het die dom keuse gemaak, en dis hoekom ek hier is. Weet jy wat doen hulle gewoonlik eerste? Waar is God? Hoekom doen God dit aan my? Is nie God nie, maar as jy wat stupid is. So onthou dit, as jy 'n keuse maak oor iets, gaan hy jou gevolg hê.
En jy moet 'n bietjie vooraf begin dink. As jy nou gesuig daar uit die kroeg uitklim, en jy klim in 'n bakkie en jy ry in 'n boom vas, dan is dit nie God nie. En dis ook nie as jy 'n kind doodry dan God se wil nie. Dis twak. Dis jou onverantwoordelike keuse wat jy gemaak het. En die gevolg daarvan is dit. So onthou dit. So jou liefde vir die Here gaan jou altyd vat nader aan hom, meer kennis, en dan gebruik daai kennis op watter terrein jy ook al beweeg. En maak nie saak of jy besig is om te stroop, en of jy besig is om beeste teen bek en klou seer in te spuit of wat nie. Onthou, daar is 'n God wat jou sien en wat by jou is en wat met jou die pad stap, wat jou nooit sal los nie. Ek onthou toe ek geskiet is op die grens in 1981, Februarie. Ek het daar geland die donderdag en ek het die volgende dinsdag aan die basis gekom waar ek kapelaan sou wees. En die woensdag aand skiet die kok my. Ek weet nie hoekom hy my geskok of skiet dit nie. En ek maar gelukkig deur my been. Die merke sit daar, so ek kan hom sê ek was op die grens. En toe ek opspring, want ek hoor die ding, die skoot klap en die sand spat hier op my been. En ek dacht, wie slaan my nou met die vuis? Want as jy heng hou. En toe ek opvlieg om vir dekking te gaan, want ek was eers in die weermag, omdat ek moes nog gaan eers wees gaan so dit. Toe slaat ek neer, dus hierdie been nou nie besig om met my saam te werk nie. En gelukkig het die dokter net hier regs van my gesit. 'n Joetjie, Kramer. Ek het hom sommer Solly genoem, daar was ons 'n drankpomp of Solly Kramer. En hy tel my op, so fris jong ook, en hy dra my daar in die hoofkwartier van die basis in. Dan so rekord ek dit so waai, wie staan ek? Niks gebreek nie, net al my spiere afgeskeer, daar so ongeveer. Maar ek het, in daai oomblik het ek die vrede van God beleef, sonder dat ek eers daaraan gedink het. En ek het geweet ek gaan veilig wees. En tot vandag toe is ek hier veilig. En ek is regtig al deur moeilike goed in my lewe, ek moet nie fout maak nie. Ek het al van die huis se dak afgeval en reg geland, maar dit was nie goed vir my heupe en my skouers nie. So ek het al 2 nuwe heupe in en skoueroperasie en sulke goed. Bionic man, gebruik daai kennis wat die Here vir jou gee. En doen dit altyd in liefde. Bedien mense, al verdien hulle dit nie, met liefde. Ek meen, as iemand jou uitvloek en skel, ek onthou een van die ateïste wat ek mee gewerk het, toe begin het met hom, het vir my in geen onduidelikheid vertel en waarheen ek moet gaan nie. Maar hy was in die hospitaal, en ek het hom net daar ontdek, en ek het elke keer na hom toe teruggegaan, en hy het my seker die eerste 2-3 weke, het hy my so sleg gesê, en my geskel, en toe begin hy vir my te nader te rip, en ek kan bietjie met hom sit en gesels, en ek het nie een keer met hom oor die evangelie gepraat toe nie. Ek het net vir hom gesê, en dit was nou nogal in Engels, jy weet, so I had to hit the British tail heavily there, want hy verstaan nie Afrikaans nie. Ek het net vir hom gesê, I represent the God in heaven. And I want to find out whether you going along with me. Maar toe sê hy my sleg. Maar so het ek nou maar teruggekom, en uiteindelik na seker, ek dink so, hy was so amper 7 maande in die hospitaal. Sulke dik brille gedra, wat daai kookbordels, onderkant van die kookbordels, ek het altyd gedink, hy moet fantastiese oë hê om deur daai goed te kyk, jy weet. Maar toe besef ek nie so dat hy kan sien. En toe neem hy die Here aan. En hy het seker daarna, toe hy ontslaan is, hy het seker nog so vir 3 jaar vir my briewe geskryf, van hoe ek het vir hom 'n groot druk Bybel gekoop. En hy het die Bybel begin lees, en dan skryf hy vir my van wat hy ontdek, en wat 'n fenomenale God ons aanbid. Hy het in Pietermaritzburg gebly, en dit was in Tygerberg Hospitaal. Toe ek my laaste jaar was, het ek daar gewerk vir 10 dae, elke 10de dag, vir 24 uur. Wêreldse ervaring. Maar ja, liefde,
Die duiwel kan dit nie eers weerstaan nie. Hy vlug. Hy haat liefde, die liefde van God. Hy is okay met die eros liefde. Daai ding wat ons doen, ons groot mens kos eet voor ons al getroud is. En nou dink hulle, is 'n ou tydse balie daai. Nee, dis Bybels wat ek nou vir julle sê, so julle moet maar onthou. Ek maak klaar. Iemand het by geleentheid gesê, conceit, dis nou mooi Afrikaans is hoogmoed, conceit, is what makes a little squirt think he is a fountain of knowledge. 'n klein spuitjie kan dink, hy is die bron van 'n geweldige fontein van kennis. Gaan op jou knieë, vat hierdie boek. Ek kan vir julle waarborg, hier's geen leuns hierin nie. Dis God se onfeilbare woord. Jy kan hom maar lees, jy kan hom vat wat hier is. Wat jy nie verstaan nie, vra jy maar, die Here moet vir jou iewers dit verduidelik. Net nie dink die dominee gaan alles weet nie. Ek sal dalk ook 'n bietjie rond met krap en bid en wag dat die Here vir my wys. En miskien moet ek net nog dit ook sê. Ek onthou ek moes een keer 'n jong ouetjie begrawe. En hulle vra my almal, hoekom het die Here dit gedoen? En so sê ek vir my, hoe sal ek nou weet? En ek sê vir die Here, hoekom doen u dit? Hoekom het u dit toegelaat? En hy sit, Jesaja 57 vers 1, sê hy, ek moet gaan lees. Dit klink nou vreeslik, nee? Maar dit is so. En ek het nie geweet wat daar staan nie, en ek gaan lees daar, en dit slaan my vir 'n 6, dat daar staan, as ek dit nou baie vry kan vertaal, die Here kom haal partykeer jong mense om baie ellende in die toekoms te spaar. En ek het gesê, wow, dit is wonderlik. So, God antwoord jou iewers langs die pad, en hou net daar is ja, wag 'n bietjie, nee, hou ons nie van nie. Wag 'n bietjie is moeilik, ek vra eendag vir die Here daar in Linwoodrif, nou is ek jong, en ek is aan die gang, jong, en daar is groot goed aan die gebeur, en ek vra, Here, asseblief, doen net hierdie ding, wys my net. En ek kry Jesaja 30 vers 15. En ek dacht, wow, gaan ek lees daar staan, jou krag lê in stil wees en wag op die Here. En ek moes 3 maande wag voor die Here daai ding gedoen het. So God is fenomenaal. Ouens en vrouens, moenie die twak van die wêreld glo nie. Ek sê nou vir julle, ons aanbid die enigste ware lewende God. Dus buig eerder voor God. En Jakobus 4 vers 10 sê, en hy sal jou ophef, jou oplig. Buig voor hom. Amen. Kom ons gee weer geleentheid vir gebed, die wat gisterand hier was, weet nou, ons maak groepies, so 5 of tussen 5 en 8, draai maar aan mekaar toe, en jy hoef nie te bid nie, nommer 1, so ek moet nou nie stres nie, ok, ontspan lekker. Die ouens wat die vrymoedigheid het om in daai kringetjie te bid, dan bid jy net in jou kop saam met hulle, en as jy hulle klaar gebid het, dan gaan sit julle, dan weet ek ons is klaar, en dan sluit ons af, en ons sing 'n wonderlike lied vanaand, wat vir ons aanspoor om goeie getuies vir die Here te wees. So ok, bid in die baie besonder, vir die stropery, wat nou aan die gang is, en moet kom, en sal wees, en dat dit goeie oeste sal wees, en die Here kan dit doen, hy kan dit nog verander, as dit nie so goed is, as wat jy dit wil gehad het nie. Ek weet nou, Gerardus sit daar, 1 jaar, het ons daar by hom stropertaxasie gedoen, en, maar voor dit moet jy nou eers gaan kyk, wat is die oeskatting? En ek onthou in daai spesifieke land was daar in 'n 10 meter ry, as ek reg onthou 120, tussen 120 en 130 are, nee. En daai aand, laat, vroeg aand, so hier 6:30 is half donker, tel ons in 'n 10 meter ry 9 are.
is 20, 23, 24, 16, 276 kilogram hektaar. Ek onthou goed, hè. Nou ja, kom ons bid saam. Ek gaan net vir ons bid. Here, baie dankie dat ons mag weet, U wil ons gebruik. Of ons nou jonk en of ons oud is. En dat U, o Gees van God, vir elkeen van ons sal toerus. Maak nie saak wat en waar ons is nie, en wat ons moet sê nie. U sal vir ons dit gee. U doen dit altyd. U sal ons nooit in die steek laat nie. Ons bid dat U met ons verder in hierdie week sal ingaan, en dat U almal sal toevou en dra, en bekragtig om hulle werk te doen tot U eer, met dank, en dat ons U naam sal bly groot maak, elke dag, in elke omstandigheid. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.